Hi, my naam is Andrei en ek wil vandag praat oor ietsie wat naby aan my hart lê en dit is passie. Nou, ek weet ons almal is lief vir die woord passie, dis een van die goeders wat belangrik is in die lewe, is dat 'n mens tog jou passies najaag en jou talente gebruik en 'n vol lewe en 'n egte lewe leef. Maar die ding is, ek weet nie of dit net ek is nie, maar party dae voel dit vir my asof ek net nie by my passies uitkom nie en selfs asof my passies my leeglos. Dis asof die verantwoordelikheid om my passies te jaag party dae so belangrik geword het, dat selfs hierdie uithaal en jaag jou egtheid, jaag jou talente, jaag jou passies, 'n werk begin word. So ja, ek het 'n passie vir video's maak, maar omdat ek soveel energie daarin gooi, kan dit op 'n punt uitkom waar ek begin voel, maar ja, hierdie passie het nou pap geword. Dis net werk. Dis net nog 'n keer iets wat ek moet uithaal en wys, nog 'n keer waar ek nie net kan wees nie en myself kan vind nie, maar waar ek kan bewys dat hierdie nou 'n passie is. En ek dink dis een van die goeders wat vir my regtig krap en wat vir my vra los oor die manier wat ek besig is om 'n man te wees en 'n pa te wees, die manier wat ek besig is om 'n vriend te wees en die goeders wat ek deel met my vriende oor wat dit beteken om mens te wees. En kom ek verduidelik vir julle so, vandat ons kinders klein is ek en Celeste uit om vir hulle nuwe ervarings te gee. Ons vat hulle fliek toe en dan neem ons hulle af, dis die eerste keer wat hulle gaan fliek het in die groot flieks, in die cinemas. Of ons vat hulle see toe en dit was die eerste keer wat ons by die see is. En al hierdie goeders probeer 'n mens half vir hulle ook die saadjie plant dat daar iets lekkers en groots en goed is aan hierdie nuwe ervarings om jou passies te ontdek en te leef. En soos die kinders groter word, as hulle begin talente wys in ietsie, dan vat jy hulle nou vir ekstra klasse of ekstra blootstelling in 'n area. So as jy agterkom jou kind hou nou van musiek, dan vat jy hulle vir musieklesse. En jy wil hê hulle moet goed doen daarin, want iets in ons binneste sê vir ons, as 'n mens net met passie kan leef, wel, dan gaan jy 'n goeie lewe leef en jy gaan goed doen wat vir jou lekker is en goed is en jy gaan in die einde van jou lewe kom en jy gaan gelukkig wees met dit wat jy bereik het. Maar dan dink ek terug aan die manier wanneer ek my passies hard genoeg gejaag het, dat ek baie keer wel net leeg gevoel het daaroor of skuldig gevoel het daaroor. Is asof ek die goeders wat ek nou my energie ingooi, my wegvat van my verantwoordelikhede. En nou is ek 'n swakker pa of 'n swakker mens of 'n swakker voorbeeld omdat ek juist my passies gejaag het. Of ek doen nie die passies met oorgawe en alles en op 'n stadium word dit so uitputtend eintlik om te doen wat vir my lekker is dat dit my eintlik weghou dat ek so half voel, maar hoekom doen ek dit? Want aan die begin was dit vir my lekker, maar nou het dit amper vir my so half werk geword om te doen wat vir my lekker is. Waar het ek myself verloor in die proses? En ek dink, maak nie saak hoe jy dink oor passie op hierdie oomblik. Miskien is jy so besig met verantwoordelikheid dat jy wens jy het meer tyd gehad vir jou passies, of miskien is jy op die oomblik besig om 'n asem te skep in jou passies, dat jy begin skuldig voel oor jou verantwoordelikhede. Die manier wat ons oor passies en talente en verantwoordelikhede dink, het 'n enorme impak op die manier wat ons voel oor ons eie lewens en die geluk wat ons ervaar. En dis hieroor wat ek wil praat vandag, wanneer jou passies jou pap los. En ek dink die idee in hierdie preek is om regtig te praat oor 'n voorbeeld uit die Bybel uit wat vir my iets oopgesluit het, wat vir my antwoorde gegee het oor hoekom 'n mens baie keer so leeg voel, al doen jy die goeders wat jy in talente het. En die stukkie wat ek vir ons wil lees, kom uit Exodus uit. Exodus 31, en dit gaan hierso, en daarso, ek moet julle waarsku, daar's 'n paar vreemde name wat ek gaan sukkel om uit te spreek, en as jy nie daarvan hou nie, probeer jy dit uitspreek. Maar dit gaan hierso oor die tent van ontmoeting wat gebou word. Moses is besig om vir mense opdrag te gee om die tent van ontmoeting te bou. Nou die storie sover is die Israeliete is uit Egipte uitgelei, 10 pla, en die Here het vir hulle die pad oopgemaak om na die beloofde land toe te gaan. En net soos wat ek en jy op pad is na die beloofde land toe, of anders te gesê, na 'n plek toe waar ons regtig gelukkig in ons lewens is hulle op pad soontoe, maar hulle moet eers deur die woestyn gaan, deur 'n klomp uitdagings gaan. En op pad na die plek toe vra hulle, maar hoe moet ons vir die Here eer? Hoe moet ons leef sodat die Here gelukkig is met wat ons doen? En dan gee die Here vir hulle die 10 gebooie op die berg Sinai, en dit is die 10 gebooie wat ons ook vandag ken. En hulle vat dan hierdie 10 gebooie en hulle sit dit binne in 'n houtkis wat hulle 'n ark genoem het, en dit gaan binne in 'n tent waar daar 'n ontmoetingsgeleentheid is met God en sy volk.
En dan sal 'n klomp voorskrifte, want ek bedoel hierso is 'n heilige artefak. Dit is iets heiligs, iets van die hemel af, van die koninkryk daarbo af wat nou hier op aarde is, en hulle weet dis 'n heilige ding. Ek bedoel selfs Moses toe hy dit gaan haal het sy gesig geskyn van heiligheid. So hier's iets buitengewoon besonders aan hierdie ontmoeting, en hulle probeer daarvan erkenning gee daarvoor deur die manier wat hulle dit inklee ook, en dan sal 'n klomp wette van hoe moet die priesters lyk, en hoe moet dit wees, en hoe moet daai ding wees, en waar moet hierdie offer en altaar en al. So daar's 'n hele klomp hoofstukke wat praat oor hoe daar besonderse ruimte geskep moet word juis vir hierdie ontmoeting met God. Maar in hoofstuk 31 kom die Here na Moses toe en hy sê vir hom, dis wat julle nou moet doen. Dis hoe julle hierdie tent van ontmoeting moet inrig. En die opskrif hierso is die vakmanne om die tent van die ontmoeting te bou. So hier gaan dit nie spesifiek oor die tent nie, dit gaan oor, maar wie gaan dit doen? En ek wil vir ons hierso lees van vers 1 af. Die Here het vir Moses gesê, kyk, ek het vir Besaleel uitgekies. Hy is 'n seun van Uri, seun van Gur uit die stam Juda. Ek het hom toegerus met my gees, sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen. Ontwerpe maak en dit in goud, silwer en brons uitwerk, edelstene verwerk en monteer, en houtwerk doen. Hy sal enige werk kan doen. En ek het vir Oholiab, seun van Achisamak, uit die stam Dan aangestel, om saam met hom te werk. Aan elke vakman het ek vaardigheid gegee, sodat hulle alles kan maak wat ek jou beveel het. Die tent van ontmoeting, die ark met die getuienis daaraan, en die deksel daaroor, al die toebehore van die tent, die tafel met sy toebehore, die kandelaar van suiwer goud met sy toebehore, die wierookaltaar, die brandofferaltaar met al sy toebehore, die waskom met sy voetstuk, die geborduurde klere wat gewy is vir die priester Aaron en sy seuns om daarin as priesters te dien, die salfolie en die geurende wierook vir die heiligdom. Hulle moet dit alles maak, net soos ek jou beveel het. So in hierdie gedeelte kry 'n mens die idee dat die Here het 'n klomp voorskrifte gegee van hoe daar hierdie heilige ontmoeting kan plaasvind. Ek bedoel, dis waar dit gaan hierso, is die volk wil iets heiligs in hulle gewone innooi. Hulle wil 'n ontmoeting met God hê, op dieselfde manier wat ek en jy 'n ontmoeting wil hê met 'n Here wat groter as ons is. Ons wil nie net die boksies tik elke dag en aan die einde van die lewe kom en sê ons het al die boksies getik nie. Ons wil tog iets besonders. Ons wil met passie en oorgawe en talent leef. Ons wil iets groters leef as net gewoon. En ons kry hierso die idee dat die Here gesê het dis hoe dit moet lyk. Dis hoe hierdie ongewone, hierdie besonderse ontmoetingsplek tussen die gewone en die goddelike moet lyk. Dis hoe dit ingeklee moet word. En dan gaan die Here en hy sê, hier's die vakmanne wat alles moet doen. En die interessante ding hierso is, hy sê, ek het my gees in hulle ingegee en hulle toegerus om hierdie goeders te kan doen. En ek dink daarso kry ons al klaar 'n eerste leidraad, is wanneer 'n mens goed is met iets, en 'n mens kan goed wees in 'n klomp verskillende goeders. Miskien is jy in 'n huis waar daar van kleins af golf gespeel is, en nou kom jy op 'n plek waar jy regtig goed is in golf, maar hierdie talent, of hierdie vaardigheid, hierdie ervarings wat jy gehad het, dit was alles deur God se gees wat jou in 'n rigting gestuur het en vir jou goeders gegee het, om jou besonders te maak daarin. So die mooi goeders wat jy in jou het, die talente wat jy het, die passies wat jy het, die oortuigings wat jy het, die ervarings wat jy gelei het, om 'n sekere manier te voel oor party goeders, daai dink ons baie keer dis oor jouself, dit kom uit jou uit. Waar Eksodus 31 kom en sê, maar besef net, hierdie is nie gewoon nie. Dis besonders, en hoekom dit besonders is omdat dit van my afkom. Die Here het sy gees vir ons gegee, en ons toegerus hierin om dit te doen. So dis goed, ons is toegerus met die Here se gees, ons het hierdie talente, passies en al hierdie goed. Hoekom word dit baie keer werk? Hoekom baie keer begin dit wat besonders is vir ons so gewoon voel? En ek dink dis waar die tweede ding hier inkom. Die Here is hierso besig om te praat oor hoe die tent van ontmoeting ingerig moet word, en hoe hy mense stuur om hierdie ontmoeting te fasiliteer met hulle passies. En baie keer wat ek en jy doen is ons sien hierdie talente en passies en geleenthede wat ons het, en ons begin dit gebruik, en dit is lekker en is goed en alles, maar ons besef nie dat daar 'n ekstra dimensie is in hierdie mooi goeders wat ons gekry het nie. Hierdie is nie gewone goeders wat net speletjies is nie.
Dit het 'n groter doel wanneer die Here vir jou talent gee. Dit het 'n groter doel wanneer die Here vir jou geleentheid gee of toegerus het op 'n sekere manier. Die groter doel is sodat jy dit kan gebruik om iets oop te sluit van die Here se grootheid en goedheid. En ek dink dis wat ons baie keer vergeet, is ons maak hierdie goeie selfgesentreerd oor onsself en ons dink, as ek myself besig hou met hierdie passies, gaan ek gelukkig wees. En op 'n stadium hardloop die lekker daarvan uit. En dit begin leeg voel, of ons begin skuldig voel, want ons vergeet eintlik hoekom ons dit gekry het en wat ons daarmee moet doen. Die groot ding wat ek hierso kry, is dat elke goeie ding wat ons het, elke mooi passie, talentvolle ding wat ons binneste is 'n geskenk van God af 1, maar 2, is vir 'n rede gegee, sodat ons 'n ontmoeting met God kan oopsluit daarmee. En baie keer is daai ontmoeting vir onsself, wanneer ons net kan inklim en kan goeders doen en kan besef, hierso is die Here besig om deur my te werk. Maar ander kere is dit juist sodat ons dit kan oopsluit, nie net vir onsself nie, maar vir ander mense. Wanneer ons besig kan wees om die koninkryk van God te bou, vir groter as net onsself, sodat ander mense ook hulle passies kan ontdek en kan sien dat God ook vir hulle goed gegee het. Partykeer is ons so selfgesentreerd dat ons dit mis, dat die mooi goeders wat ons het, nie oor ons gaan nie, maar dat ons 'n verantwoordelikheid het om dit te gebruik tot eer van God. So ek wil vir jou vra, wat is die goed wat jy op die oomblik het, wat jy nie by uitkom nie, wat 'n passie en 'n talent is wat die Here vir jou gegee het, maar jy's so besig met ander goed, dat jy net nie daarby uitkom nie, en miskien is die uitdaging dan, is kom by hierdie goed uit, want die Here wil juist dit ook gebruik, om vir jou te herinner dat hy vir jou lief is, en vir jou iets spesiaals gegee het, en jou wil gebruik om sy koninkryk te bou met hierdie passies. En baie keer is 'n mens dan besig met jou passies, en jy voel so skuldig oor ander goed wat jy nie by uitkom nie, maar dan is dit nodig om te onthou, dat die Here vir jou hierdie goed gegee het, juist tot opbou van sy koninkryk. En om tyd vir jou passies te gee, en energie in jou ervarings in te giet, wat jy gegroei het en geword het deur genade. Dis nie iets om oor skuldig te voel nie. Dis geleenthede wat 'n mens verantwoordelik moet aangryp, en God voor kan eer, juist deur 'n voorbeeld te wees vir ander mense, van hoe 'n mens dit benut, nie net vir jou eie plesier nie, maar tot uitbou van God se ryk. Ek dink 'n mens sit so half in 'n desperate situasie in vandag se tyd. Ons weet passie en talente is belangrike goeders. Maar ek dink die onderbou daarvan vergeet ons baie keer. Dat die rede hoekom ons hierdie goed gekry het, was nooit gewees vir onsself nie. Dis altyd vir 'n groter prentjie. En as 'n mens hierdie mooi goed wat ons gekry het, net aanwend as iets vir onsself, is dit eintlik soos om blomme te pluk, af te knip en daar te sit en te dink, dit gaan vir altyd blom. Op 'n stadium gaan dit doodgaan, want dit is nie gebind aan die grond wat dit voed nie. Ek en jy het hierdie passies en talente gekry, en dit moet gewortel word in die Here se genade. En die besef dat die Here ons wil gebruik, juis met dit ook. So ek wil jou uitdaag, gaan kyk 'n bietjie na hoe jy jou lewe inrig op die oomblik, en vra vir jouself dit af, is jy besig om op 'n verantwoordelike manier verantwoording te doen aan die Here wat hierdie vir jou gegee het? Is jy besig om dit te gebruik op 'n manier wat net oor jouself gaan? Of is jy besig om dit te gebruik op 'n manier wat die wêreld en die ontmoeting met God oopsluit vir almal? Hierdie is 'n uitdaging vir die week. En ek wil jou uitdaag om 'n bietjie hieroor te dink. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat U ons besonders gemaak het. Soos Psalm 8 sê, U het ons net 'n klein bietjie minder gemaak as hemelse wesens. En U het ons met aansien en eer gekroon. Dankie dat U vir ons hierdie passies gegee het, hierdie talente gegee het. Maar help ons asseblief, Here, om dit reg te gebruik. Nie om skaam te wees daaroor en dit een kant op die stofrakkie te los nie, maar aan die ander kant ook nie om dit selfsugtig te gebruik dat dit net oor ons gaan nie. Maar help ons asseblief, Here, om hierdie talente en passies, geleenthede wat ons gekry het, te sien as 'n ontmoeting ook met U ryk. 'n Manier waarop U koninkryk inbreek in ons dag tot dag. En help ons asseblief, Here, om met hierdie koneksie met U en met U ryk ook die lewe oop te sluit vir ander. In naam bid ons dit saam. Amen. Baie dankie en 'n lekker dag.